Ons sit 'n bietjie wyd verspreid, maar ek dink ons kan lekker saam sing. Klein bietjie harp. Hoe dink jy so? Kom ons blaai na 284. Julle kry dit op die bord. Ek hou daarvan met die boekie uit te sing. Nie dat ek beter sing nie, kan net beter sien. 284. Pragtige lied, ek dink julle ken dit baie goed. Laat Heer u vrede deur my vloei, die 3 strofes. Kom ons sing dit as 'n gebed, dat ons altyd so sal leef aan mekaar. Sing die refrein dit. 284. Lied 286. Dit is die een strofe. Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in u skadu by u staan. Om die Here altyd by ons te hê. Psalm 121 praat ook van die skadu van die Here. Mens kan nie van jou eie skadu ontslae raak, dieselfde met die Here. Hy is altyd daar. En hy is die son van geregtigheid ook wat skyn in sy skadu. Here God van liefde, kom ons sing die strofe van hierdie mooi lied. Oh
524 se 3 strofes. Ek hoor u roep, ek ken u stem, ek luister na u woord. Ek hoor u roep, ken u stem, ek luister na u woord. Laat die Here ons gehoorsaam wees. Ek dink dis waaroor die boodskap ook vanmôre gaan aan die einde van die reeksie van oor waarom godsdiens, gehoorsaamheid. God roep ons om met woord en daad gehoorsaam te wees. Kom ons sing die 3 strofes. Ek dink ons kan slag opstaan. Dit die Springbok kans om in te kom. Goeiemôre. Baie hartlik welkom in die Here se huis vanmôre. Dis skerp koud hierdie winter. As seker maar omdat ek ouer word, so bietjie ouer. Ek is nou reg. Ja. Dis vanmôre die einde van ons reeksie oor waarom godsdiens. En dit gaan oor ons moet verander. God kan nie verander. Hy hoef nie. Ons godsdiens hoef ook nie eintlik te verander. Dis ons wat moet verander. Mag die Here vanoggend vir ons daarin seën. Laat ek dit in die begin sê, vanoggends gepreek kan dalk so eenvoudig wees. Julle sal dink, Jessie, Dominee was lui, hy het nie voorberei nie, of so iets. Selfs die storie wat ek nou gaan vertel is so eenvoudig dat jy hom dalk nie gaan verstaan nie. Dit gaan oor die dominee wat by die deure gestaan het en die mense verwelkom het. Wat nou kerk toe kom en daar kom 'n man aan, hy sê, o, vir die eerste keer hier, hy sê, nee, dis al die 3de keer dominee. Hy sê, o man, ek het 'n probleem, ek sukkel. Geweldig baie sukkel ek om 'n naam te onthou. Maar ek vergeet altyd 'n gesig. Het was vir my baie snaaks ek het lees. Blykbaar nie vir julle nie, maar toe maar. Vanoggend se pleidooi gaan net daaroor om God toe te laat om ons te inspireer om te onthou en nie altyd te vergeet nie. Want die kry ons baie maklik reg. En dis nie 'n beskuldiging nie, dis 'n belydenis. Kry dit reg. Onthou, amper vra ek, wie is ook ouer as 80, miskien ons almal omtrent, behalwe die kinders. Maar
Onthou julle die ou lied van die Halleluja, ek dink hy was 143, bring my die ou tyding. Niks anders is dit, die bring my die ou tyding, die tyding van Gods heil, God se verlossing. Bring my die ou tyding van Gods heil. Bring vir my dit eenvoudig soos vir 'n kindjie klein, dat ons dit nie vergeet nie. Mag die Here vir ons seën. Ek wil vreeslik graag vir die aankondiging vir Sanet Ginter geleentheid gee. Sy gaan met ons deel oor grief share. Grief and share. Dis daar, so kom sy. Hallo. Ek hoop jou klank is aan daar, anders moet ek jou gou kom help. Goeiemôre. Daar is sy. Vir die van julle wat my nog nie ken nie, ek is 'n ou gesig al hier in die gemeente, vir bykans seker 30 jaar. Hoekom ek vanoggend aan die woord is ons gaan tydens kollekte gaan ons 'n videogreep kyk oor grief share en wat grief share beteken en wat dit vir jou kan beteken. Hier is nog mense in die gemeente wat vir grief share ken en wat ook daarvan kan getuig. En ek is dankbaar vir die geleentheid, want dit is maar by word of mouth wat 'n mens hierdie dinge oor jou pad kom. So wat is Grief Share? Grief Share is 'n program, dis 'n Amerikaanse program, wat daar gestel is om mense te begelei wat deur rou gaan. Wanneer jy 'n geliefde aan die dood afstaan, gaan jy deur 'n diep trauma. En jy voel niemand anders te verstaan jou nie. Niemand weet waar jy is nie. So kortliks, op 18 Maart 2022, baie vroeg die oggend, was daar 'n harde knal in ons huis. En iets wat op die vloer val. En ek het geroep, geen antwoord gekry, en besef ek moet maar gaan kyk. En so met my gang langs gestap en toe ek naby die slaapkamer kom, toe lê daar 'n revolver op die vloer. En dit wat ek daar gesien het, beleef ek nog soos gister. En dit gaan nooit weg nie. Dit bly daar. Maar 'n mens leer om met dit saam te loop. Jy leer regtig om vorentoe te loop. Maar jy voel alleen, jy's eensaam, jy het woede, daar's angs. Jy kan tussen 100 mense of 1000 wees, jy's alleen. En jy voel regtig of niemand jou pyn ken nie. Niemand weet waardeur jy gaan nie, net jy. En hoe wonderlik is Grief Share om in groepverband mense te ontmoet wat ook seer het, wat jou seer verstaan. Met wie jy jou storie kan deel. Ek was vir lank besig met net my eie storie. En ja, dit maak 'n mens moeg. Maar jy gaan so aan, want die lewe is besig. Ons werk, ons het 'n besigheid, ons het honde en katte en 'n huis en ekskuus tog. Watertenke en 'n swembad en 'n groot huis en alles wat mal is. Die lewe gaan net aan. Die lewe gaan vir almal aan, maar joune het gestop. Die son kom regtig vir almal op, maar nie vir jou nie. En dan, soos ek sê, is daar Grief Share. So, tydens kollekte gaan julle 'n kort video greep kyk oor Grief Share. Ek wil julle aanmoedig, as julle iemand ken of self deur 'n pad van rou stap, kom Dinsdag aand, eerskomende Dinsdag aand, hier baie naby by La Rochelle gemeente, begin daar 'n 13 weke program. En dit word bygewoon deur mense, gewone mense wat dink of voel, hulle is nie normaal nie. Maar ons is. Maar daar vertel ons elkeen ons storie. Ons vertel dit vir mekaar en dit is so 'n verligting om met mense te kan gesels wat jou seer verstaan. Ons behandel elke week 'n baie interessante onderwerp. Onderwerpe oor jou roureis, eensaamheid en hartseer,
selfversorging, hoe om jou kragte op te bou. Want julle mens verloor heeltemal jouself. Jy begin bou vandat jou geliefde afgesterf het jou lewe ook eintlik afgesterf. Maar die wonderlike is ons leef nog. Daar is lewe. Die Here het my gespaar daai dag. Want hy wil nog iets met my maak. So ons moet elke dag leef. En ons moet die lewe aangryp. En hier help hulle ons om jou kragte weer te behou. Hier's onderwerpe oor vrees en oor oorweldiging, oor woede, spyt. As ek maar net geweet het, hoe het ek nie geweet nie? Ek was dan 22 jaar met my man getroud. Hoe het ek dan nie geweet dat hy waarskynlik in 'n diep gat van depressie is nie? So daar is selfverwyt. Maar dit help ons om daardie gedagtes te hanteer. Daar is rou in jou vriendskappe. Mense vriendskappe verander totaal. Jou huishouding verander totaal. Jy kan vasgevang word in rou. Maar hier in hierdie groep leer ons hoe om vorentoe te beweeg. Kyk, as jy 'n karretjie, 'n motor ry en jy sit in die modder vas, dan moet jy allerlei planne maak om jou kar uit die modder uit te kry. So jy sit 'n plank onder die wiel of 'n klip of 'n ding of jy blaas die wiele af. Ek ken nou nie daai 4x4 dinge nie, maar in ons eie lewe kan ons ook vasgevang word in rou en dit kan vir jare op jou bly. So hier leer ons om uit te kom uit daai spin van vasgevang wees in rou. Daar is hoop, julle. Ek moet dit vir julle sê. Daar's hoop en veerkragtigheid. Hierdie groep help ons om vorentoe te beweeg. Mens kom nie oor die dood van jou geliefde nie. Jy kom nie daaroor nie. Jy leef maar net daarmee saam. Maar jy geniet en jy kan weer lag. Jy kan die lewe geniet, want daar is hoop. En dan, waarvoor leef ek nou? Wat bly daar vir my oor? En jy kan soveel vreugde in jou lewe ervaar. Mens ontmoet nuwe mense. Jy kyk met absolute nuwe oë na die wêreld en na jouself. Jy leer 'n nuwe identiteit. Jy leer ken eintlik weer jouself. En ek is opgewonde oor die lewe. Ek is dankbaar vir die geleenthede wat die Here oor my pad sit. En ek het nou so 'n paar verbeteringe aan my huis gedoen en ek het so baie tye gedink, waar is my man om my te help met al hierdie besluite en keuses om te maak? En genadiglik het ek die Here as my projekleier aangestel. Damn, julle weet jy, hy stel jou net nooit te leer nie. En ek wil net weer vir julle sê, as julle iemand ken, julle kan my skakel, julle kan op griefshare.org se webtuiste gaan. Kom woon dit by. Kom help jouself om jou eie storie te hoor en ook die van ander. Dankie. So net vir u is ek baie dankie. Julle sal op die blaadjie sal julle die besonderhede kry van Dinsdae aan by La Rochelle gemeente. Daar is telefoonnommers ook daarby. Ons het 'n seun verloor op 20, Sanet. En dis waar jy gesê het, mens leef elke dag daarmee saam. Maar die Here se genade is groot. Sterkte vir jou ook persoonlik, hoor. Die Westerlig sê die spesiale deurkollekte gaan vir die synodale aandeel van die gemeente. Waar is die koffie kan julle gaan geniet na die diens. Bybelskool begin vanoggend, daar is die besonderhede. Moet asseblief bid vir Griffin Slabbert. Ek dink hy gaan in die week vir sy operasie. En Dion van der Merwe, is hy vanoggend in die kerk dalk? Nee. Hy sterk aan by die huis. Ek dink dit is een van die uitreikmense wat seer gekry het op pad. Is terug, almal is terug, veilig. Ons gaan nou so 'n skyfie of 2 daarvan wys. Die koskas, moet tog nie dit vergeet nie, dis leeg. Julle is nou terug, ek weet julle het baie geld in die hitte van die
wildtuin uitgegee en so, maar dan maar nog so 'n blikkie of 10 koop en die koskas 'n bietjie aanvul asseblief. Die bazaar se besonderhede is ook hier agter. Al die stalletjies se inligting is daar. Baie dankie Here dat u genade so groot was om die span veilig terug te bring. Hulle is almal veilig by die huis. En dis eintlik maar die Here se wonder. As die van julle wat nog in Afrika is, jy moet maar weet, dit is 'n wonderwerk. As jy daar uit terugkom. Jy kan maar vir ons, ek moet dit probeer die video wys, maar hy wil nie aflaai nie. Jy kan maar deur die skyfies gaan, dit was met die geleentheid van die inwyding, waaroor die video nou eintlik gegaan het in die paar skyfies. Wil julle as hulle terug is, sal dit maar self weer kom wys en iets meer en meer daaroor vertel. Ons is nou net hier, wil ek vir julle wys, ons moet dankbaar wees dat die Here vir hulle veilig gebring het. En dan wil ek maar vra, die kinders moet gou kom. Ek weet die tyd gaan nou nie baie wees nie, maar kom ons kyk of ek voor julle onder kan wees, of hoe lyk dit? Ja, jy het gewen, ek het verloor. Mooi man. Ek gaan vanmôre al die lekkers uitdeel. Wie wil nie hê nie? Gelukkig wil die groot mense ook hê nie. Sit 'n bietjie nader. Ek gaan ook nou op my knieë kom, ek wil nog altyd daar kan sien. Nader so dat nog nader. Ek wil nie julle kan ryk nie, maar ek wil julle dan kan sien. Goed nodig. Jy sien die mooiste van die lot en sit jy die verste. Kan julle moet so sit dat julle daar gou kan sien. Wie kan vir my sê hoeveel kinders is daar op daai prentjie? 5. Ek gaan al die lekkers uitdeel. Jy mag nie nou al eet nie, hè? Goed, wie van julle weet wat is die wet van die Here? Wat noem mense dit ook? Sê maar. Nee, okay, sê. Wat noem mense dit nog? Die sê? Sê? Die hoeveel gebooie? Dis sê lekker. Geef ons maar daarvan aan. Mag jy daar aan sy voor die tyd nie. Goed, ek gaan iets vra oor die 10. Wie van julle is so slim wat weet waar staan dit in die Bybel? Ja? In die Ou Testament, ja, soos hy sê. Waar staan dit in die Bybel? Waar staan dit in die Bybel? Kyk, op sy ouderdom is dit 'n vreeslike wonderwerk as 'n mens dit nog kan onthou. Môre. Goed, wie kan sê waar staan dit nog? Willem, sal moet kyk na die bediening en nie ekspos. Waar staan dit nog? Okay, Deuteronomium, ja. Deutero beteken 2, die tweede wet. Die hoeveelste hoofstuk? Jy kry sommer 5 van hulle. Kom ons kyk gou daar julle. Daar sit ek so hier agter julle. Wie van julle kan sê wat is die eerste gebod? Die prentjie wys mooi. Ja, plaas julle vir hom hande klap. Ja, baie pragtig. Alraai, die tweede ene. Ja, jy mag net die Here aanbid, nee. Slim genoeg. Kyk hoe maklik leer die prentjies se mense. Wat is daai een? Kyk vir die prentjie dan sê jy. Nee, is hy nie. Die gesigte maak 2, die een lag en die ander een is skei nie. Nee, ja. Jy moet okay. Wat is die derde gebod? Jy moet die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie. Uitdruk gebruik, nee? Wat is my lekker? Ja. En die 4de een. Elke Sondag, eer die Sabbat, nee? Wat bring jy? Dis naby genoeg, luister. Wie van julle se pa dra altyd 'n kep in die huis? Is dit? Hoekom? Omdat hy bles is? Nee.
Dis hoekom ek 'n cap dra. Of by jou pa se mas Okay, mag jy moord pleeg nie, maar jy het nou al te veel, né? Okay, wie dit ook geweet? Jy het dit geweet. Slim genoeg. Wie van julle gaan weet wat hier is die 7de gebod? Jy mag nie echt breek nie. Hoekom sê daai prentjie dit? Wie van julle weet wat daai prentjie sê? Dis het wat daai? Nee, wie van julle het op 'n plaas groot geword? Ja, ken julle nog 'n eg? Is eintlik 'n hark, nee? Dis 'n uitbeelding van 'n eg so. Die hark het eintlik die grond gelyk en die eg is gebreek. Dis my lekker. Wat sê die 8ste gebod? Sê maar, ek gee vir Akas. Maar jy is aan baie slim. Jy kan 2 lekkers kry. Die lekker is sy. En die 9de, ek gaan dit vir die oralis vra. Toe, het is nou op jou vlak daai. Helpa? Mag jy vals getuienis teenoor iemand anders, dis 'n vals noot daai. Okay, sy so goed, sy speel nooit 'n vals noot nie. Dis my lekker. En die laaste ene. Jy mag nie begeer nie. Julle is regtig pragtig. Wie het jy lekker gekry nie? As jy hierso is vir jou. Goed, nou wil ek gou op die een vir die wie het nog nie lekker gekry nie, gee gou vir hulle ook. Gee vir hulle, dan bring jy weer vir my terug. Goed, daar is al die gebooie. Hoeveel gebooie is daar? 10. En as julle dit, moenie wys voor die tyd nie, as julle dit moet opsom in 1 woord, sê gou vir my, wat sal die woord wees? 10 gebooie, ja, dis naby, is mooi. Wat sou woord sou julle gebruik het? Ja, 1 woord. Jy kan my eerste skyfie wys. Wat het met ander woorde kan ons die wet saamvat? Sê, wys maar, die. As 'n mens iemand 'n drukkie gee, het jy hom? Liefde, ja. Die Here bo alles lief hê en mekaar lief hê. Gee my 'n drukkie, dan gaan sit julle. Wie het nog nie lekker gekry nie? Goed, hier's nog 3 oor. Ek gee julle nou almal, want die lekkers voel sommer al oud in my hand. Wie het nou nog nie gekry nie? Ja, jy al 2. Goed, julle kan vinnig gaan sit nie. Weet jy, dis wat ek in die begin gesê het, dis so eenvoudig, nee? Maar as die pad donker raak en ons vra hoe moet ons loop, is dit die stippellyne in die pad. Dis die katoogies wat vir ons die rigting bedui. As ons nou die Here in besonder inroep, nie dat hy nie by die kinders se bediening ook by is nie. Sê Efesiërs 1, Paulus begin sy brief eintlik aan hulle so aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Wow, daarop kan 'n mens sê amen. Die Here groet julle. Genade en vrede vir julle. Van God ons Vader en Christus Jesus, ons Here. Kom ons staan en sing ons Psalm 33, 1, 5 en 7. Ons ken nog die ou woorde, maar ons gaan vandag maar die nuwe woorde sing.
Is pragtig die nuwe woorde, maar sing vrolik, hef die stem na bowe, het hy nie so gegaan nie, nee? Kom ons sing 5 en 7 van Psalm 33, kom ons maak die naam van die Here groot daarmee. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U. Dankie vir hierdie lied wat ons met soveel vreugde kon sing in hierdie oomblik. Want daardeur wil ons U naam groot maak, U heilig, en U naam hoog hou bo alle name. Here, ons het gekom om te kom luister wat U vir ons wil sê in ons dag. U woord staan vas in die hemel. Wat U bepaal staan vas tot vandag. En ons weet selfs volmaaktheid soos in ons rekening het perke. Maar U gebod het geen begrensing nie. Ag, hoe aangenaam is U woord, soeter as heuning in die mond. Maar U woord is ons so bly soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. Ek roep U aan met my hele hart. My hele lewe lê oop voor U. Gee tog ag op my geroep, Here. Gee my insig soos U beloof het. En dankie dat U soveel keer in die afgelope tyd
en van vroeg af aan vir ons beloof het, dat U meer gee as wat ons vra. Ons eer en aanbid U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons kom nou 'n paadjie met Micha 6. En as ons ons skrifgedeelte weer gaan herhaal vanoggend, moet julle nog altyd maar konsentreer. Al hoor mense dit ook nou vir die hoeveelste keer. Hoor wat die Here sê. Maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. Ek het jou uit Egipte gebring. Ek het jou uit die plek van slawerny gered. Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, en ook vir Aaron en Miriam. My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab, en wat Biliam, seun van Beer, hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal, en dat hy, die Here, julle die oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan? Met jare oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, omdat ek my liggaam kom vir my oortreding? Mens, en dit is ons teks vandag, was eintlik al die tyd, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God, om die Here te dien. Dit is wysheid. En dan sluit Micha sy profesie af in vers 18 van die laaste hoofstuk, 7de hoofstuk. Wie is 'n God soos U? Die vergewe sonde. In vers 19 sê, soos U beloof het. En ons kom nou al 'n paadjie met hierdie reeks waarom godsdiens. Gaan nou nie veel sê oor die eerste 2 geleenthede nie. Ek wou eintlik 'n bietjie meer sê, omdat hier nou baie mense is wat vir die eerste keer vanoggend seker saam met ons is. Maar ons het vir mekaar die eerste keer gesê, ons is skepsels van God. Daarom gaan dit oor die God in godsdiens. En die God wil hy het ons gemaak dat ons hom moet dien. Dat ons hom moet wederliefde gee, dat ons, soos hy ons lief het, ook hom moet lief hê. Dis die God in godsdiens, baie kort gesê. Die diens van godsdiens het vir ons gesê, ons kan nie offers bring om hom te paai nie. Daaroor het ons baie laas keer met mekaar gesels, maar ons dien hom uit dankbaarheid. Omdat hy vir ons alles gegee het en alles gedoen het. Omdat hy in Jesus Christus vir ons kom verlos het. Dis wat die kruis voor in die kerk maak. Vriende, nou sê dit doodgewoon, en daarmee gaan ons afsluit met ons reeksie vanoggend. Ons moet verander om dit te kan doen. Ons moet verander. Maar daarmee saam sê ons, nie God nie. God kan nie verander nie, hoef nie te verander nie. Ons moet verander. Kom ek sê dit kort, net in die begin, 2 goed. Verander beteken tog nou nie, ons moet almal dieselfde raak nie. Ons moet gekloon word as Christene. Almal sulke soldaatjies vir Christus. Ons moet almal ewe lyk, ewe praat. So op dieselfde manier getuig. Sê nie iets daaroor nie. Hierdie verander sê iets oor hoe
ons God moet dien as ons skepper. Dis altyd ons wat moet verander, nooit God nie. Kom ek sê dit sommer, dan sal ons dit mooi verstaan, daar's ook niks oor te redeneer nie. Want God is nie soos 'n mens nie. Dis soos dit is. Ons moet verander. Kom ek sê in die tweede plek, en dit is 'n belydenis van my eie kant af, selfs my beste wat ek vir God gee, vriende, is deurspek met sonde. Ja, selfs die beste wat ek gee, het 'n stuk eie sinnigheid in. En laat ek dit ook maar aan die begin sê, hieroor moet ons eerlik wees. Want daar's niks oor te sê nie. My belydenis is vanmôre op hierdie kansel, ek kan nooit iets onbevange vir God doen sonder bybedoelings nie. Dit bely ek. Al probeer ek hoe hard met die beste bedoelings, stoot ek myself op een of ander manier maar weer op die voorgrond. Die goeie wat ek wil, sê Paulus, dit kan ek nie doen nie. Doen ek nie. Selfs my getuienisse oor die grootheid van God se genade in my lewe, selfs as ons daaroor die mooiste liedere luidrigtig en hartlik sing, is nie vry daarvan nie. Laat ek maar begin met hierdie vers 8, sy laaste woorde. Ek moet bedagsaam lewe voor God. 2020 vertaling vertaal dit eintlik mooi. Hy sê ek moet nederig die pad saam met God loop. Nederig. Ter inleiding wil ek eintlik maar sê, neem jy jouself te belangrik ag en te ernstig opneem nie. Neem God ernstig op. Weet jy, as jy nou dink, dis nie nodig om te verander nie. Meeste, miskien al God se kinders in die Bybel, moes maar hierdie les ook leer. Partytjie is baie hard leer. Want godsdiens wat ons beoefen, soos dit in die Bybel ook gedoen is nie redenering nie. Godsdiens is nie oorweging, godsdiens is nie onderhandeling nie. Dis 'n enkele ding. Godsdiens is gehoorsaamheid. Dis al wat dit is. Om te doen wat God sê. Om te doen wat God vra. En die hele oggend kan ons deur die Bybel bly, van Genesis tot Openbaring, en ons gaan dieselfde boodskap kry. Ananias, Handelinge 9, wat in Damaskus bly, hoor dat Saulus het gekom, en hy gaan hulle kom gevange neem en boei, en gaan doodmaak, soos hulle klaar vir Stefanus gestenig het in Jerusalem. En dan stuur die Here 'n boodskap na Ananias toe, seker een van die leiers van die Christene in Damaskus. En hy sê, jy moet Reguitstraat toe gaan, hy gee hom 'n spesifieke opdrag, gaan Reguitstraat toe, daar's 'n man wat bid, jy moet hom gaan help. En nou sê hy vir die Here, hoor wat sê hy, Here, weet u wie hierdie man is? Hy gaan ons kom boei en laat doodmaak in Jerusalem. Redeneer hy met die Here. En toe hy gehoorsaam is, toe val die skille van sy oë af. Eers van sy oë, en toe van Paulus se af. Vriende, die res is geskiedenis. 2/3 van die Nuwe Testament vertel die geskiedenis. Ananias raak gehoorsaam. Net gehoorsaam wees, dis godsdiens. God doen die res. God het in waarheid gesê die res klaar gedoen. Dis die getroue God in aksie tot vanoggend. In hierdie kerk ook. Dis die geskiedenis. Kom ek probeer verduidelik. Kyk, om geestelik te groei, om geestelik volwasse te word, is nie iets om te bereik nie.
Dis die resultaat van 'n klomp goeie pogings van my nie. 'n soort van hoe harder ek probeer, hoe vinniger sal ek groei, of so iets nie, né? Natuurlik moet ek altyd voluit gaan. Maar dit is die resultaat van my pogings nie. Weet jy, wat is geestelike groei? Dis om in verwondering te ontdek wat God ten spyte van my onwilligheid en ten spyte van my traagheid soms klaar gedoen het in my lewe. Wat afgehandel is. Het julle geweet wat Micha se naam beteken? Ek het dit net nou gelees. Wie is 'n God soos U? Dis sy naam, 7 vers 18. En Micha is 'n uitroep van verwondering. Wie is 'n God soos U? Bedoelende, niemand kan wees nie. Vriende, waar staan jy? Want die vraag sal bly hang tot jy homself persoonlik antwoord. Waar staan jy in die verwonderingsdepartement in jou godsdiens? Verwondering oor God se goedheid en sy trou en sy liefde, soos jy dit klaar ervaar het. Maar ek is hier om julle moedeloos te maak oor wat is godsdiens nie. Dis die antwoord wat uiteindelik op die vraag waarom godsdiens, wat die sin en betekenis van godsdiens sal dit gebeur. En ek het hoeveel keer in die reeksie gesê, die alledaagse gewone godsdienstige handelinge soos ons dit ken, soos ons dit gereeld beoefen, dis waarvan ons praat. Ek moet toelaat dat gebed en Bybellees, getuienis en noem maar op, wat jou gawe van die Here ook al is, ek moet toelaat dat dit my verander. Dat dit my verander. Doodgewone, alledaagse godsdienstige praktyke. Nie God nie, nie my godsdienst nie, maar my lewe moet verander. Kom ons vat Bybel lees, gaan dit nou probeer baie eenvoudig maak. Jy hoor, as jy in jou stilte tyd lees, duidelik die opdrag van die Here in die Bybel. En jy kom Sondag kerk toe en jy sit hier en op een of ander rare manier word daai woord en die opdrag bevestig in die kerk. Ek wil eintlik vra, jy kan as jy skaam is nie te doen nie, maar hoeveel van julle het dit al gebeur? God kom bevestig sy woord, natuurlik. Wat kom maak jy anders in die kerk? En so dikwels, want dis waaroor ek ook preek, dit wat ek ontdek het in die Here. Die Here bevestig in die prediking. Maar weet jy wat maak die Here? Hy stuur jou by die deure uit, in Boston in, na jou werk toe. Maak nie saak waar jy in die week gaan kom nie. En dan maak hy vir jou die deur oop, deur na die hart van iemand anders, partykeer ook, by die werk, by die huis, by 'n kerkvergadering waar jy hier kom bywoon. Dan maak hy vir jou deur oop om gehoorsaam te word aan daai opdrag wat hy vir jou gegee het. En dis groei. In plaas daarvan, wat maak ons dan? Dat ek die Here vertrou? Dan begin ek met hom redeneer ons. Dis die Bybelse verhale ook. Hoekom kan ek dit nie doen nie? Here, nie nou dit in my huis asseblief nie. Dit sal nie pas nie. Nie met tieners nie. Die tyd is nog nie daarvoor reg, Here. Veral as dit iemand naby jou is, nie? Ag Here, vra vir iemand anders. Hy sal dit beter doen as ek. Ek sal die saak net skade doen. Here, jy weet maar as jy my nie eintlik vir my vra nie, dis ver bo my vermoë. Ek hakkel, soos Moses. Of à la Jona. Ek vlug daarvan, want ek weet, Here, laat my al die moeite doen, dan vergewe jy weer mense. Dan bewys jy weer die genade. En dan maak ek 'n gat vir myself. Ekskuus, maar dit is so. Wie is eintlik net hiervan bewus? Vriende, God sal jou nooit 'n opdrag gee
wat jy nie kan doen nie. Nooit. Maar soos 'n nooit. Altyd ter wille van sy eer. Maar eenvoudig. Byvoorbeeld, God het eenvoudig vir jou gevra dat jy moet by die werk of by jou huis of iemand waar jy bly in Boston, moet jy net vra, asseblief moet nie die naam van die Here so misbruik nie, soos ons vanmôre gehoor het, die kinders weet, soos ek weet en jy weet. Of iets anders, dood eenvoudig, jy weet hoe moet jy verander in jou lewe by die huis. Al is dit net die manier waarop jy met jou kinders praat, of wat jy van ander oor hulle praat, voor hulle praat. Ek kan nie self die verandering bewerk nie, dit weet ek. Maar vriende, my godsdiens kan my help om die omstandighede te verander waarin ek lewe, moet groei. Eenvoudige beeld, ek het mos gesê, dit is so eenvoudig. Soos 'n tuinier wat 'n plant in die grond sit met die hoop dat dit 'n pragtige roos sal dra. Weet jy, ek kan julle waarborg, ek is nie 'n vreeslike tuinier nie, maar die roos gaan nie vinniger groei of vinniger die roos tevoorskyn bring as hy elke dag opstaan en gee die plantjie so rek nie, hy trek die plantjie so 'n bietjie om hom vinniger te laat groei. Nee, wat maak die tuinier? Hy sien om na die toestande wat die plant omring, wat vir die plantjie tot voordeel sal wees, wat hom sal help om te groei. Dis die godsdiensdeel. Hy bewerk rondom die plantjie. Hy bemes, hy besproei. Die grond word bespuit en hy snoei die plant. Hy maak dit vir die plant ideaal om te groei. Dan op sy tyd, die wonderbaarlike, misterieuse manier, deur die proses wat ons nie aldag sal verstaan nie, kom daar verandering, en dan laat verskyn God die roos, en dan is die tuinier in verwondering, oor dit wat gebeur het. Nie een van ons kan verandering afdwing of forceer nie. Ek moet dit in die godsdiens toelaat. Dis die godsdiensdeel wat dit doen. My godsdiens skep die toestand waarin ek moet verander. Die ideale atmosfeer waarin ek kan gedei en verander. Dis die God van godsdiens wat daarvoor sorg. Ek het in my studeerkamer vir jare 'n spreek wat daar staan, wat my dikwels aangespreek het, gebed verander sake. En dis die tweede ding van godsdiens wat ek net iets oor wil sê, oor gebed. Gebed verander sake, maar dit is beslis nie 'n towerstaf nie. Laat ek maar eenvoudig daaroor wees. Wat gebeur in die godsdienstige handeling van gebed? Doodgewoon beoefen ek my baie intiem persoonlike gespreksverhouding met God. Wat gebeur daarin? Is nie God wat verander nie. Of dat God van gedagte verander, as ek hom iets vra nie. Ek verander. My oordeel oor 'n saak wat ek aanspreek met God, verander. My siening van die probleem verander. My posisie in 'n krisis verander. As jy byvoorbeeld in die nood raak oor iets, daar's 'n siekte, ek verloor my werk, ek is bekommerd oor my kinders of kleinkinders. In jou gesprek met God, of net in jou stil wees voor God ook, want dis ook gebed, verander my siening, verander my ingesteldheid teenoor my probleem, en ek ontdek, God is nog steeds in beheer. Hy het nog steeds iets goed in die oog, al sê al die tekens rondom dit anders. En al moet ek vir 'n tyd swaar kry. Hierdie godsdienstige handeling van gebed verander my oordeel, verander my begrip, herstel my vertroue, my geloof verander. Sien, dis nie God wat verander nie.
enige scenario wat ons sou kon voorsien as 'n probleem, of waaraan ek nie eens kan dink nie, is alreeds in God se genade geakkommodeer. Want hy is die algenoegsame, hy is die alwetende, hy sal nie verander nie. Al wat was en is en kom, hy is die almagtige. Maar daarom is hy ook die getroue van gister en vandag, dieselfde tot in alle ewigheid. En daarom kan ons op hom reken, vriende. Reken om my te verander. Kom, ek sluit af. Die volk is in 'n toestand, hulle staan op die drempel om gestraf te word. Die Nuwe Testamentiese volk. Onthou julle, ons het al gesê in die reeks met mekaar, die getroues, die gehoorsaames word saam gestraf. En dis nie God se skuld nie. En dit beteken ook nie, as ons moet verander, en as die straf dreig, dat ons niks het om die Here oor te dank, en dat ons niks reg doen nie. Dis nie wat daar gesê word nie. Maar dit sê doodeenvoudig dit, vriende, dat ons sal bly by wat ons reeds ontvang het. Dat ons sal bly by dit wat ek en die Here ooreengekom het. Ek om vir hom te doen, hy doen in elk geval wat hy beloof het. Dat ek sal bly by dit wat ek vir hom beloof het, ek sal wees vir hom in hierdie wêreld. Kom, ek vat julle na die begin van hierdie teks toe. Vers 8 begin, ek het julle bekend gemaak wat goed is, bekend maak. God het dit klaar bekend gemaak. God sê tot in hierdie oomblik vir sy kinders vanmôre, die dood-eenvoudige, ek en jy het 'n ooreenkoms dat ons getrou sal wees aan mekaar. En dis die regte ding om te doen. Hoor jy, dit is so eenvoudig. God sê om my lief te hê, bo alles. Onthou wie ek is. Maar, en dis aan telkens wat die verhouding met my prakties met die Here gaan herstel. Onthou, jy moet ook jou naaste lief hê soos jouself. Altyd gewonder toe ek 'n kind was, wat beteken met jouself? Myself lief hê. Jouself herstel voor God. So moet jy jouself lief hê. Dis jou hele godsdienstige lewe met jouself, natuurlik ook met ander. Ek het jou bekend gemaak, wat dat jy reg sal laat geskied aan ander. Dat jy liefde en trou sal bewys aan ander. Dat jy sal bedagsaam lewe voor jou God, terwille van die voorbeeld verander. Hierdie verander beteken om weer te wees soos jy was, en bly by dit wat jy beloof het. Vriende, ek durf nie maak asof dit wat God sê nie belangrik is nie. En dit amper vergeet nie. Amen. Here, dankie dat U liefde vir ons is. Selfs as U ons tugtig, doen U dit om ons weer op die spoor te bring. Daarom bid ons vanmôre, Here, vir die nood van die kerk wêreldwyd. Bid ons en sê ons dankie vir alles wat goed is wat gebeur, ook in die gemeente van Welwes. Dankie vir die seëninge van hierdie uitreik.
en van ons Bybelskool vir die kinders. En van elke geringe stukkie godsdiens wat hier bedryf word. Daarin maak U vir ons telkens nuut. Bid vir hulle wat in nood is, finansiëel, sonder werk. Bid vir kerk los lidmate ook hier in Boston. Dankie Here dat ons 'n span mag wees, dat ons medegelowiges in U diens kan wees. Dankie vir al die goeie dinge in ons land ook. Dankie vir U woord. En dankie dat U dit ook nuut maak vir ons dag in Jesus naam. Amen. Ons dankoffers wat ons wil gee, as jy net nou maar kyk voor jy jou hand in jou sak steek, die offer van my lewe verander my. Dis tog waaroor die preek ook gegaan het. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Afgehandelde saak, vriende, ons moet dit net vat. Die Here sal dit vir ons gee. Ek is nou nie so baie seker oor die video wat so by Sanet, weet jy ook nie? Kyk maar weer na die Westerlig. Daar is die besonderhede en as jy regtig belangstel, want dit is 'n saak wat groot meriete het. 5:5:6 1 en 2 vervul my hart met dankbaarheid. Kom ons sing daarvan al die strofes van 5:5:6.
Here. Die voorspoed wat die Vader ons gee, die nuwe lewe wat die Seun ons gee, en die uithou vermoë van sy Gees, bly met ons elkeen nou, tot in ewigheid. Amen. Môre? Kom. How are you all doing? Look, we couldn't have the whole team here, and you can recognize I'm speaking another language very deliciously, né? Okay, so this is our friends from Scotland, or three of them. It is Jackson. Say hi, Jackson. Hello. And Laura and Richie. So they're from Scotland. Eddie couldn't make them, and the others, they are on their way back already. Some of them are back already. So we just wanted to take this chance to say hello. Ja, so ek het nie vergeet hoe om Afrikaans te praat nie. Dit is lekker om julle te sien. En Gert, wow, baie dankie vir jou hulp. Ek wil het, die feit dat die ou kon met die ou se werk daar aangaan, en geweet dat alles is so veilig gaan, mag die Here jou nog baie vir ons seën en spaar, spesiaal vir jou familie ook. So we're going to have some coffee with you if it's fine. Please give them our warmest Bellville hello. And Jackson was the youngest member of the team. You are how many years now? 7. Yeah. You see, so it's not too young to go on this tour. And we've got lots of other work to do, but we'll definitely give some feedback next week as well about our tour. Can I just say this? We couldn't have made it without your prayers. We were tested like I've been never tested before on any of our tours. But the Lord was great. The Lord, if any of us would have maybe think, is there a God? I think nobody will come from this tour saying anything else. So thank you for your prayers that really carried us all the way through. Amen. Thank you. Just saying I will need to.